ek is een van daai ouens wat hierdie verskriklike bewondering het vir vliegtuie, veral natuurlik die grootte soos die Boeings. Maar so 5 of 6 jaar terug, toe moes ons nou by my vroulief se kind gaan kuier vir haar 21ste verjaarsdag. En ons moes natuurlik, sy bly in Johannesburg, en ons moes nou opvlieg. Nou ek het nou sommer, dit onmiddellik het ek vir my, dit was net nie vir my 'n vooruitsig wat ek gehad het, want ek kyk crash investigation, en jy sien die goed, jy weet wat gebeur, en die ou sal nou nie dink dat dit met jou kan gebeur nie, maar dit is altyd so in 'n ou se agterkop, ten minste is in my agterkop. Tolle het gesê, hy is nie bang vir vlieg nie, hy is bang vir valslag, so, en ek dink hy het dit baie mooi daar op mekaar gesit om dit so te beskryf, en ek onthou nog die spesifieke keer, het ons opgegaan, maar toe ons nou in die Kaap is, toe hoor ons dat daar is baie slegte weer in Johannesburg, soos in, ek kry ons uit donderstorms 'n sekere tyd van die jaar, daar wat baie erg is, elke dag, maar hierdie was dus so 'n storm wat so toe 3-4 dae so aanhou, en dit is gevaarlik, jy weet, hulle het ons ook gewaarsku dat ons tot dag op 'n ander lughawe moet land, en ons moet reg wees daarvoor. Nou kan jy jouself indink die gespannendheid wat ek het nou klaar nie verlief is vir vlieg nie. Ek moet nou in hierdie vliegtuig klim, en ek moet Johannesburg toe vlieg, en daar moet ons nou in die storm gaan land. So die hele pad soontoe was nou maar baie gespanne geweest. En so kom ons in Johannesburg nader, en ek kan in die omgewing kan ek sien, dat dit is, die weer is baie sleg. Nou uiteindelik toe, kom ons nou daar by Lanseria se kant het ons geland, en soos ons nou nader kom, raak het al donkerder, en mens begin voel hoe die weer nou 'n effek het op die reuse vliegtuig waarmee ons ry. Dit was 'n Boeing gewees, 737 of zoiets, ek is nie 100% seker nie. En nou ry ons, en ons voel stamp die vliegtuig, en ons sien, jy weet, hoe ruk die vliegtuig aan die wind, en die slegte weer, en die vlieënier, hy kom op die vliegtuigoggend om ons, weet, veiligheidsgordels ons vasmaak, en ons gaan nou probeer land, maar ons moet onsself reghou, dat ons dalk nie sal geland het. Ons is so naby, en nou soos ons nou af gaan, kom die aarde nou al nader. En soos wat ek toe nou vir hom hoor te sê, hy nou vir ons, dit is nou maar 'n risiko die landing, maar ons moet nou vir ons reg hou vir 'n fly, om weer op te gaan sonder om te land. Weet jy wat dit vir my sê, maar hier is 'n ernstige storie hierdie. Dis nie nou sommer net, as hy nou vir jou waarsku, dat jy moet nou oppas vir die besigheid wat kom. Dis nou eintlik wanneer mense die werklikheid daarvan sien, en wat jy agterkom, maar hier is nie 'n grap nie. Dis 'n ernstige besigheid. En toe ons so nader kom, nou sien ek die ligte van die stad kom al nader soos ons nou sak, en ek sien later die aanloopbaan, sien ek maar die aanloopbaan is nie meer so ver nie. En die volgende oomblik, toe ek nou begin dink, ons gaan nou land, toe voel ek net, toe skop daai vliegtuig vir my terug in my sitplek, en ek sien hoe lig sy neus, kan soms sien die vliegtuig, lig hy sy neus op, en hy styg weer op, hy kom land, en die vlieënier kom op, en hy sê, ja, maar die omstandighede was te erg geweest, hy kon nie nou vlieg nie, so hy vlieg nou in die ronde, en dan kom hy nou daai in die ronde vlieg, is jy van die ou se gedagtes nou begin rondvraag, want jy sien ons nou air crash investigation, wat nou gebeur in sulke omstandighede van vliegtuie, wat nou weer moet omgaan, omdat omstandighede nie sleg is nie. Terwyl ons op vliegtuig sê, hy gaan nou weer probeer om te land, en dan kyk ons of ons regkom. En toe ons nou weer so nader kom, jy weet, is so 'n fly round is 20 minute toe, dis so net gou, soos 'n kar wat jy iedereen maak, en dan gaan jy terug, jy maak nog iedereen, en dan kom land jy weer nie. Nee, dit is ver wat hy moet omvlieg, om daardie draai wat hy doen, dan veilig uit te voer. En toe hy weer so by die laan aankom, en nou is ek al erg gespanne, kyk die ding pla my verskriklik, en ek hou vas in daai handvatsels van die arms van die stoel. Nou kyk ek rondom my, nou kyk ek die ander mense, dink ek nou, en ek sien so, hulle lyk nog heel ons gespanne, hulle is soos ek wat aan hierdie sitplekke vasklou nie, en wat op my sig kan jy die stres sien van die besigheid, en hulle sit daar so niks gebeur, en ek dink is net ek wat bang is, nou bly jy maar stil, en jy sê niks, en jy sit maar weer reg, en jy wag nou vir hierdie besigheid. En toe ons nou weer so afkom, en maak gereed om te land, en toe gebeur dit weliswaar weer. Hy man lig weer daai vliegtuig op, en ek
kom daar heeltemal tot uitbarsting. Terwyl dit doodse stilte daar in vliegtuig is, toe gin ek daai, en ek kan ongelukkig nou nie my woorde herhaal wat ek in die vliegtuig gesê het. Daar was so 'n kragwoordjie, 'n baie bekende Namakolandse kragwoordjie was daarby. Toe sê ek vir hom, land net die ding. Nou, ek het die woordjie nou uitgelos. Maar hardop gil ek dit in daai vliegtuig. En onmiddellik begin die mense, hulle kyk nou, wie is die ou, dit is so gil, want almal voel so. Hulle wil ook hê die ding moet land. En nou ja, toe bars die mense nou uit van die lag, en ek bars uit van die lag, en die vliegtuig sê vir ons, dat hy gaan nou nog een keer probeer, om die vliegtuig te land, en as derde een dan nie suksesvol is, dan gaan hy ons vat, terug daarna Johannesburg se hooflughawe toe, dat is nie Oliver Tambo, ja. En nou is dit 'n groot asem ophou, en toe uiteindelik nou daarby, nou vir die tweede keer gevlieg het, en nou kom land, toe voel ons nou, hier sit hy nou op die teerpad, ons hoor die teer wat die wiele slaan, daar gaan is, en daai ou sit daai remme aan van daai ding net, dat die ou net soos dat, jy skuif net so op en vorentoe, jy kan sien, nou stop die ou moet meen, hy wil die vliegtuig moet nou gestop word, hy kan nie, dat die vliegtuig langer in hierdie weer moet ry of vlieg of enigiets sien, en dit was met groot verligting, dat daai vliegtuig toe nog geland het, en toe ons nou uit die vliegtuig klim, is 'n paar mense wat toe nou vir my herken en sê, ja, ek het met jou saamgestaan, we sê, land net die vliegtuig, en so het ons toe nou lekker daaroor gelag, maar dit was vir my 'n angswekkende ervaring gewees, en die ergste van dit alles, toe ek nou daar wegstap, nou het ek hierdie hele besigheid nou ervaar, toe, maar oor 2 dae, Sondag, dan moet ek weer in die vliegtuig klim, en ek moet weer terug Kaapstad toe ry, dit was nie vir my lekker gedagte gewees nie, maar ons het ons naweek geniet, en ons het op die ou en veilig teruggekom Kaap toe, die weer was baie mooi geweest.